Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Wanneer ons 'n geliefde wat die Here dien aan die dood afstaan of self gekonfronteer word met ons eie sterflikheid, vra ons dikwels: waarom moet gelowiges nog steeds fisies sterwe as Jesus klaar die dood oorwin het? Dit is 'n eerlike vraag, anders as die dwaalleer wat proponente van die voorspoed-evangelie soos Joyce Meyer en Kenneth Copeland verkondig, is genesing nie altyd die wil van God vir die gelowige nie. Vandag kyk ons na die Bybelse antwoord op hierdie vraagstuk deur die 3 fases van ons verlossing te ondersoek. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Romeine 8 vers 23 wat soos volg lees: En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Die skrif verduidelik dat ons verlossing 'n ontvouende proses is wat in 3 duidelike fases plaasvind. Die eerste fase, naamlik regverdigmaking, is iets wat in die verlede plaasgevind het, die oomblik toe jy die evangelie geglo het. Die oomblik toe jy tot geloof gekom het, is jy gered van die straf op die sonde. Jy is wedergebore en jou gees is nie meer geskei van God nie. Boonop besit jy die ewige lewe as 'n besitting wat jy nooit weer kan verloor nie. Jy is dus in Christus regtens deur God vrygespreek en kan nooit hel toe gaan nie. Die tweede fase van jou verlossing, naamlik heiligmaking, is iets wat in die hede plaasvind. Nadat ons wedergebore geraak het, leef ons nog steeds in gefalle liggame in 'n gefalle wêreld. In fase 2 van ons verlossing word ons deur die Heilige Gees toenemend bevry van die houvas wat sonde op ons het, terwyl ons nog in ons gefalle liggame leef. Na wedergeboorte word ons geleidelik gered van die mag wat die sonde nog op ons lewens het. Dit is 'n daaglikse proses waarin die Heilige Gees ons na die beeld van Christus verander. Heiligmaking is 'n voortdurende proses wat sal voortgaan totdat ons tot sterwe kom of die wegraping plaasvind. Die derde fase van ons verlossing, naamlik die verheerliking, is nog iets wat in die toekoms sal plaasvind. Dit is die finale fase van ons verlossing, wat tydens die eerste opstanding, wat ook die wegraping insluit, sal plaasvind, en waar tydens ons verheerlikte liggame sal ontvang, wat nooit weer kan sondig nie. Slegs na afloop van die verheerliking sal ons volkome van die teenwoordigheid van die sonde gered word en sal ons liggame onsterflik wees. Waarom sterf gelowiges dan nog? Omdat ons tans nog in fase 2 van ons verlossing, naamlik heiligmaking, leef. Ons gees is reeds wedergebore, maar ons fisiese liggame is nog deel van die gebroke vervalle skepping wat onder die gevolg van Adam se sonde gebuk gaan. Die fisiese dood is vir die gelowige nie meer 'n straf nie. Christus het immers die straf klaar gedra. Dit is nou die deurgangspoort na ons finale verheerliking. Ek het die volledige artikel oor 3 fases van verlossing op die webwerf geplaas wat hierdie onderwerp in meer diepte verduidelik. Die skakel sal jy in die beskrywing van die video vind. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die dood van 'n gelowige is nie die einde van verlossing nie, maar die laaste stap na die volle ontplooiing daarvan. In 1 Korintiërs 15 vers 53 staan daar geskrywe: Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Die historiese werklikheid van die evangelie is dat God die fisiese dood verander het van 'n vonnis na 'n voertuig. Dit neem die gelowige weg uit hierdie gebroke wêreld om te wag op die opstanding van die liggaam wat tydens die wegraping sal plaasvind. Voordat ons saam bid, vra ek dat jy asseblief hierdie boodskap met soveel mense as moontlik deel, want baie mense sukkel met hierdie vraagstuk en vrees nog steeds die dood. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U dat ons verlossing volkome vas is in Jesus Christus. Dankie dat U ons reeds geregverdig het en dat U Gees ons daagliks heilig maak. Vader, wanneer die vrees vir die dood of die hartseer oor die verlies van gelowiges ons druk, herinner ons in die hoop van ons finale verheerliking. Help ons om te verstaan dat ons liggame nog wag op die finale verlossing, maar dat niks ons uit U hand kan ruk nie. Dankie dat Jesus die angel van die dood weggevat het. Ons rus vandag in die sekere hoop van die opstanding. Ons bid in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.